Neem 1 vers Bybelblaai vanoggend. Excuse my, kon ons as 'n bietjie stomp vanoggend dink ek. Deuteronomium 1 vers 26 tot 35. Dis toe die Israeliete in die woestyn was. En hulle was nie baie gelukkig geweest. Maar julle wou nie optrek nie, maar was wederstrewig teen die bevel van die Here julle God. En julle het in julle tente gemurmureer en gesê, omdat die Here ons haat, het hy ons uit Egipte land uitgelei om ons in die hand van die Amoriete oor te gee, dat hulle ons verdelg. Daarom moet ons optrek. Waarheen moet ons optrek? Ons broers het ons hart laat versmel deur te sê, dit is 'n volk groter en hoër van gestalte as ons. Die stede is grootheid tot aan die hemel versterk, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Toe het ek aan julle gesê, word nie verskrik en wees nie bevrees vir hulle nie. Die Here julle God, wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry, net soos hy voor julle oë in Egipte gedoen het. En in die woestyn, waar jy gesien het hoe die Here jou God jou gedra het, soos 'n man sy seun dra op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle tot by hierdie plek gekom het. Maar ondanks hierdie woord het julle nie geglo in die Here julle God nie, wat voor julle uitgetrek het, op die pad om vir julle 'n plek te soek, om julle laar op te slaan, snags in die vuur om julle te laat sien op die pad waar julle langs moet trek, en bedags in die wolk. En toe die Here die stem van julle woorde hoor, het hy toornig geword en gesweer en gesê, waarlik geen een van hierdie manne, hierdie verkeerde geslag, sal die goeie land sien wat ek met die eed beloof het om aan julle vaders te gee nie. Tot sover. God hoor wat jy in jou tent sê. God, het u geweet dat u woorde 'n stem het? Die woorde het 'n stem, en ons gaan nou kyk daarna. Die vinnigste manier om 'n vriend, God se guns of jou aansien te verloor, is om jou mond oop te maak op die verkeerde tyd, die verkeerde plek, met die verkeerde woorde. Dis die vinnigste wat jy probleme optel. En ek dink baie van ons kan getuig self, en baie van ons kan getuig van mense, wat hulle monde oopgemaak het en vir hulle massiewe probleme op die hals gehad het. En ek dink noodgedwonge aan die gesegde wat sê dat God het vir ons 1 mond en 2 ore gegee. Dit beteken ons moet meer luister, minder praat. Ons hoef nie verskoning te vra vir wat nie gesê is nie. Ons hoef nie te bely wat nie gedoen is nie. En ons hoef ook nooit te erken wat nooit gebeur het. So ons moet versigtig wees. Jy sien, die Israeliete is verlos uit slawerny, maar hulle leef steeds met 'n slawe mentaliteit. Soos baie mense wat vrykom van sekere lewensomstandighede en dinge in hulle lewe, maar hulle behou die slawe mentaliteit. Ons is so geneig om vas te klou aan dit waaraan ons gewoond is, aan sentiment, wat alles is nie noodwendig verkeerd nie, aan tradisie, aan dinge wat ons veilig laat voel, wat vir ons bekend voel. Dinge wat ons nie graag wil laat gaan nie, want dis deel van ons comfort zone. Dis deel van ons bestaan. En die Israeliete het hierdie mentaliteit gehad waar hulle dekades lank afhanklik was van staatsbehuising en voordele, kosrantsoene. Ek wil amper sê dit was die ou tyd se SASSA gewees. Hulle was gewoond om elke maand baadkant te staan en hulle was gevange gehou daardeur. Hulle het geen ambisie gehad om meer te hê nie, hulle het maar net oorleef. En ek dink in hierdie dag en datum is daar baie mense wat maar net oorleef, wat maar vat wat na hulle kant toe kom, wat nie ambisie het nie, wat nie streef en sê ek wil uit hierdie omstandighede uitkom nie, ek wil my mentaliteit verander, ek wil anders begin kyk na dinge om my. Ek bly maar same old, as ek dit net hierdie maand kan maak. Ons is so vasgevang in 'n finansiële tipe leefstyl, dat dit skrikwekkend is. Ons is so afhanklik geraak en ons word so gemanipuleer deur geld, dat dit skrikwekkend is. Want dit is vir baie die rede hoekom hulle in die oggend moet opstaan, om te gaan geld verdien, om brood en melk en voordele op die tafel te kan sit. Vir so baie mense het dit maar net die leefstyl geword, en ons gaan maar net aan en aan tot die dag, wat ons dan nou maar die tydelike met die ewige verwissel. En dan het ons maar net geleef. Het ons werklik geleef of het ons net oorleef?
Dis die vraag wat ons vanmôre vir ons moet vra, want ons sit met hierdie selfde situasie half as wat die Israeliete mee gesit het. Vasgevang in 'n slawe mentaliteit. Verslaaf nie onder die regering nie, maar verslaaf aan gewoontes, verslaaf aan tradisies, verslaaf aan baie dinge wat ons geketting hou. Wat ons nie kan losbreek maklik van nie. Hulle het geen eie lewe gehad nie, behalwe die sielsbindinge van Egipte. Hulle het nooit nodig gehad om geloof uit te leef nie, en voorsiening of vir voorsiening of vir wonderwerking. Hulle het nie nodig gehad om dit te doen nie. Hulle was vasgevang in 'n routine, geen ambisie. Dankbaar om daarom net te kan oorleef. En as Farao sê meer, dan gee hulle maar meer. Daarom is dit belangrik dat ons moet versigtig wees, dat ons nie vasgevang raak in een of ander siklus, in een of ander ambisielose bestaan. Dat ons nie maar net deel, maar aanvaar en sê, ja, ons is maar deel van die samelewing, dis maar hoe dit is nie. Ek praat nie van hebsugtig wees nie, ek praat nie van roekeloos wees nie. Wanneer God jou uitvat na die woestyn toe in jou lewe, sodat jy kan ontslaa raak van jou slawe mentaliteit, sodat jy jou vermoëns kan ontdek en geloof kan begin uitleef. En dis baie keer wil ons vassteek op die rand van die woestyn en sê, Here, nee, ek sien nie kans nie. Ek sal maar dit wat daar, die belofte wat daar voor is, sal ek maar verloor terwille van hierdie onsekerheid. Ek sien nie kans nie. Want jy sien, ons moet leer om geloof uit te leef. Geloof is nie 'n ding wat van selfsprekend is. Ons word nie gebore met geloof nie. Dis iets wat ons leer. Ons word nie gebore met 'n begeerte om te bid nie. Dis iets wat ons moet aanleer. Om tyd te maak vir die Here. Ons word nie met die begeerte daarvoor gebore nie. Dis iets wat ons 'n instelling, 'n leefstyl wat ons moet ontwikkel en wat moet groei en wat so deel van ons moet word dat ons sê, ek kan nie daar sonder nie, dit is soos water vir my. Ek moet dit hê om te kan oorleef. Dis voedsel, dit laat my groei, dit laat my ontwikkel. Wanneer God jou uitvat in die woestyn is, wanneer jy op hom moet kla en begin om God te gehoorsaam en te vertrou. Ons is baie keer so geneig om negatief in ons lewens te spreek, en ons het al gepraat oor die krag van woorde. Ons spreek soveel kere negatief in ons lewe en deur die hele dag te bly van, ek het nie geld nie, ek voel nie, ek kan nie, ek is nie in staat nie, ek is nie goed genoeg nie. Ons spreek hierdie dinge in ons lewe en woorde het krag en ons besef het nie. Ons moet begin om te leef in geloof en nie in afhanklikheid nie. Nie afhanklik van 'n maandelikse salaris nie, nie in afhanklikheid van kliënte en 'n inkomste, van produkte wat ons moet lewer sodat ons inkomste in 'n bestaan kan maak nie. Ons moet leer om te leef in geloof. En te sê, dankie Here vir dit wat U op my pad sit, dankie vir dit meer wat daar is vir my, wat ek in besit moet neem. Dit wat reeds daar is. Numeri 11 vers, ek kyk of ek kan vanaf bly vanoggend. Numeri 11 vers 4 tot 6. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die eie en die knoffel. Maar nou lê ons siel dor. Daar is glad niks nie. Net die manna is voor ons oë. Die manna wat soos koriandersaad was soos koriandersaad en dit het gelyk soos balsamgom. En dan Numeri 21 vers 5. En die volk het teen God en teen Moses gespreek, waarom het U ons uit Egipte laat optrek om in hierdie woestyn te sterwe, want daar is geen brood, geen water nie. En ons siel, hoor gou, ons siel walg van die ellendige kos. Ons siel walg van die ellendige kos. Jy sien die klagtes begin toeneem. Die oomblik as ons in 'n situasie kom waar ons onvermoë besef, waar ons nie weet hoe om aan te gaan nie, waar ons nie bereid is om te verander nie, dan begin ons fout vind. Dan begin ons die tekorte
en die nadele begin ons te bespiegel en ons fokus daarop en dan bly ons daar, soos wat die Israeliete gebly het in die omstandighede, omdat hulle bly vaskyk het teen dit wat was. Hulle hoofprobleem was hulle monde. En is dit nie baie keer ons probleem ook nie? Ons monde nie. Jy weet, ek praat myself vanmôre, ons moet leer om nie 'n reaksie te hê nie, ons moet leer om te reageer en ons het 'n tydjie terug daaroor gepraat. Wat is die verskil? 'n Reaksie is spontaan, dis wat ek op die oomblik, as ek skrik, dan sê ek iets of ek doen iets, of as ek oor die pad loop in 'n voertuig kom, dan het ek 'n reaksie. Maar wanneer ek reageer, is wanneer ek net so vir 'n oomblik dink voor ek reageer, besluit is dit die beste manier om dit te sê of te doen, of wat die gevolg gaan wees. Dis wanneer ek reageer, dis wanneer God reageer. God het nie 'n reaksie nie, hy reageer wanneer ons 'n aksie het, dan reageer God. Ons probleem is dan ook dikwels, ons sien nie dat hulle verlang na wat was. Die vleis, die vis, die preie, die eie, die knoffel en al hierdie lekker goed, die water, die lewe waarin hulle gewoon was. Ons is ook dikwels vasgevang in die lewe. Ons praat baie keer van die ou dae. Ons praat baie keer van die ou dae en ons sê dit was miskien goeie tye gewees. Ons gaan nou weer verwys daarna. Soos Farao bly volg en geweier het dat hulle moet trek en toe hulle bly vervolg het. So bly die vyand jou jaag om jou te ontmoedig en jou terug te wen. Hy vat jou aan mekaar terug na wat was. En hy wys vir jou hoe sleg dit nou is. Want hy wil nie hê jy moet oorwin nie. Hy wil nie hê jy moet groei nie. Want die oomblik as jy groei in geloof, dan ontgroei ons hom. Die oomblik as ek toegee en ek bly maar vasgehaak aan dit wat was. En ek bly terughinker, as ek soos Lot se vrou, wat teruggedraai het na dit wat was, na wat lekker was, alhoewel verkeerd. Sommige verkies om met die laste, bagasie, deur die lewe te stop. Hulle kla en moan, maar hulle loop met 2 swart sakke vol laste op hulle skouers, wat hulle weier om neer te sit, omdat hulle God nie vertrou nie. Omdat hulle nooit geleer het om in geloof te leef nie. En daarom loop en moan en groan, en solank ek en u moan en groan en kla, kan God vir ons niks doen nie. Maar ons sit met daai mentaliteit, wat God nie kan verander nie, wat ek self moet verander. Wat ek moet prys gee. Wat God nie vir my gaan wegvat nie. God sal my die krag gee om dit te oorkom, maar hy gaan dit nie wegvat nie. Ek moet dit aflê. Ek moet die sakke met die probleme en die laste van die lewe neersit. En ek moet aanbeweeg. Die woord sê, al die ou dinge het verby gegaan, as ook so 'n liedjie. Alles het nuut geword. Vernuwende denke. Romeine 12:2. Word vernuwe in jou denke. Van alles begin, soos ek dikwels sê, alles begin in my denke. Wat ek gaan doen volgende is, bedink ek reeds. Daar is gevalle wat ek sommer net spontaan reageer, maar alles wat ek doen, bedink ek normaalweg. In hulle tente hoor ons dat die Israeliete gemurmureer het en gekla het. Hulle moan, vasgevang in slegte gesindheid oor een ding in rebellie. Is ons nie ook dikwels in rebellie nie? Enkele negatiewe woorde is die begin van konstante murmurering wat lei tot rebellie. In vers 34 sien ons dat God toornig word. Ja, God word kwaad. En hy laat dinge toe om mense tot inkeer te bring. Ons sien nie dat die hele geslag verlore gegaan het in die woestyn as gevolg van rebellie, as gevolg van ongehoorsaamheid, as gevolg van negatiewe gesindheid, van 'n slawe mentaliteit. God laat dinge baie keer in my en u lewe toe wat nie lekker is nie. Nie om ons te straf nie. Partykeer om ons aandag te trek, partykeer om ons attent te maak op die vitaliteit van dit wat ons besig is om uit te leef. So God laat dinge toe. Dis nie noodwendig sy wil nie, maar is ons keuse baie keer wat maak dat God dinge toelaat, ten einde ons murmurering en ons rebellie stil te maak en te verander. As ons vandag, miskien is elkeen van ons skuldig daaraan, mense kla oor die regering, kla oor die lewenskoste, kla oor misdaad, bevraagteken God. Mense verkoel in geloof en in toewyding,
Hulle verlang na die ou dae. Hulle sien nie wat beskikbaar is en mis wat gedoen kan word en moet word. Ons is so besig om te kyk na wat was en hoe ek wens daarom net. Ja, daar was goeie tye. Maar ons sit in 'n situasie huidiglik en wat gaan ons doen daarmee? Wat gaan ons sê daaroor? Gaan ons bly teen en hak by die verlede? Of gaan ons sê, okay Here, dit wat ek nou het, wat kan ek doen hiermee? Hoe kan ek dit verander? Hoe kan ek 'n verandering wees te midde van al hierdie omstandighede wat nie goed is nie? Want as die Israeliete bereid was om hulle slawe mentaliteit en hulle rebellie af te lê, was hulle baie gouer in die beloofde land. Ons mis baie keer uit, soos 'n Dawid en 'n Moses, omdat ons ongehoorsaam is. Omdat ons nie doen wat God sê ons moet doen nie, of soos God sê ons dit moet doen nie. Ons mis baie keer uit op geleenthede, op dinge, op die lekker in die lewe, as gevolg van ons voortdurende gemoun en rebellie en oor die skouer kyk na wat was, mis ons uit op geleenthede, mis ons uit op blessings. Dikwels kyk ons mis dit wat God in ons lewe geplaas het, dit wat God beskikbaar gemaak het. Ons is besig om te walg aan God se voorsienigheid, soos die Israeliete. Ons walg daaraan, want ons klaar daaroor. Dis nie goed genoeg nie, Here, want dis nie hoe ek dit sien nie, dis nie hoe ek dit wil hê nie. Ons is besig om te probeer leef volgens mense se standaarde en instellings, nie meer God se woord nie. Ons probeer om te voldoen en mense te beïndruk, maar nie meer vir God nie. En dis 'n gesprek wat ek eendag seker sal wil hê, en ek wil dit vanmôre net sê dat daar's te veel wêreld en daar's te veel vlees in die kerke wêreldwyd. Nie net in sommige denominasies nie, maar wêreldwyd is daar te veel gebruike, gelowe en maniertjies en tierantuintjies wat die kerk ingeslyp het, wat dit wêrelds maak, wat dit vleeslik georiënteerd maak. Dis hoekom die liggaam van Christus sukkel. Dis hoekom mense so maklik afvallig word, omdat hulle in hulle vlees gestreel wil wees. Dis my boodskap vanoggend. Hulle walg aan die voorsienigheid van God. Is nie goed genoeg nie. Ons het uitsoekerig geraak. Ons soek nie die man aan die Here, ons soek nie die gewone nie, ons soek entertainment. Ons soek die beter, die maklike. God hoor die stem van mense se woorde. Daardie gesindheid, die stemtoon of die gees waarmee gespreek word. God hoor dit. En dis hoekom ek sê, God hoor die stem van julle woorde, want ons woorde het 'n stem, hoe dit klink, die gesindheid, waarmee ons dit sê. Deuteronomium 5 vers, moet ek daarby kom, 28 tot 29, en die Here het die stem van julle gehoor, toe julle met my gespreek het. Toe sê die Here vir my, ek het gehoor die stem van die woorde van hierdie volk, wat hulle met jou gespreek het. Dit is alles goed wat hulle gespreek het. Ag, as hulle maar net so hard gehad het om my te vrees, en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir ewig goed kan gaan. God hoor die stem van ons woorde, die gesindheid waarmee ons praat. Ons sê, hoe prys die Here? Is ons ernstig soos dit sê? Oppas wat jy oor of van hun kerk sê voor jou kinders. Dis korrupte saad van wantroue. 'n Saad wat vir hulle verskoning gaan gee om nie kerk toe te gaan nie. Oppas wat jy sê oor mense. Maar dis korrupte saad wat ander mense kan mislei. Spreuke 15 vers 1. 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord dat die toorn opkom. Wanneer ons omstandighede ons opgewonde kwaad of teleurgesteld maak, dan is dit die stem van ons woorde wat gemotiveer word deur die gees, die gesindheid wat daar agter is. Wanneer ek kwaad is, wanneer ek mismoedig is, wanneer ek nie lekker voel nie, dan
is die stem van my woorde anders. Dit kan die stem van woede wees, dit kan die stem van hoogmoed, arrogansie, dit kan die stem van verslaan, hopeloosheid wees. Dit is die stem van my woorde. Lukas 8 vers 17. Lukas 8. Want daar is niks verborge wat nie geopenbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word nie, en in die lig sal kom nie. So maak nie saak wat ek en u wegsteek nie, maak nie saak wat se geheime ons wil terughou nie. Dit maak nie saak nie. En dan gee een laaste skrif, Matteus 12 vers 36 tot 37, wat sê, maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Oppas wat jy in jou tent spreek. Die stem van jou woorde sal God hoor. Amen. Hemelse Vader, baie dankie om vanoggend net weer attent gemaak te word. Dat ons versigtig moet wees, nie net oor wat ons sê nie, Here, maar hoe ons dit sê. Want die stem van ons woorde word deur U gehoor. En U handel met ons daarvolgens. Ons kom vanmôre, Here, en ons vra dat U ons tonge sal beheer neem, want ons self is te swak. Die woord sê dis 'n ongetemde vuur aangesteek in die hel. Here, maar ons weet dat U Gees kan beheer neem. As ons toestemming gee en as ons 'n oorgawe maak en sê, Here, beheer my spraak, beheer my denke, dat dit so sal wees. Ons kom dan vanmôre en ons sê baie dankie, Here, dat U die stem van ons woorde hoor, Here, maar dat dit sal 'n aangename klank wees. En nie 'n gemurmureer en 'n versigtiging na wat was nie. Ons dank U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Amen.